Goeiemôre vriende, dit is vandag donderdag 26 Junie 2025. En ek wil 'n stukkie lees hier uit Psalm 69. Miskien is dit soos jy vanoggend voel, en dan kom ons bid vir die Here om jou daarmee te help. Dit is 'n lied van Dawid. Hy sê in Psalm 69: Red my, o God, want die water het tot by my keel gekom. Ek het weggesak in diep modder waarin ek nie kan staan nie. Ek het in diep waters beland waarin die stroom my meegesleer het. Ek het my moeg geroep om hulp. My keel is hees geroep. Selfs my oë het ingegee, soos ek vir my God gewag het. Here, daar's tye in ons lewe wanneer ons inderdaad saam met hierdie psalmdigter hierdie lied sing, maar eintlik hierdie gebed bid. Here, dat dit voel of ons keel toetrek, as dit voel asof water tot by ons keel of eintlik tot by ons mond gekom het. Of dit voel, Here, of ons deur die wêreld en deur die lewe meegesleer word en ons het eenvoudig nie brieke nie. Here, miskien is daar van ons wat vanoggend so voel. En Vader, dan kom vra ek vir U, o Here God, deur U Heilige Gees, raak elkeen aan wat so voel. Here God, gee asseblief deur die Gees vir elkeen wat so voel vanoggend daai vrede wat Paulus sê, daai innerlike vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, omdat U oor hulle gedagtes en oor hulle hart, hulle emosies die wag hou in Christus Jesus. Here God, ons as U kinders kan maar net voor U kom buig as ons almagtige, alomteenwoordige, liefdevolle Vader. Hoor ons asseblief as ons bid, Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, as ons nou weer teruggaan, nog steeds hierso by Spreuke 29, dan sê hy in vers 24, ons het nou gister stilgestaan by vers 23, sê hy by vers 24, ek gaan nou nie eintlik veel daarby stilstaan, hy sê, wie sy ouers besteel en sê, ek doen niks verkeerd nie, is niks anders as 'n rower nie. Nee. Nou vriende, ongelukkig is dit so, dat ons in die tyd waarin ons leef, kinders kry wat hulle ouers besteel. Of dit is, op watter welke vlak het ook is, ek bedoel, ek dink nou maar net aan Henry van Breda, sy ma en sy pa vermoor het, daar is heel moontlik iets anders daar ook betrokke gewees daar, maar ek wonder of nie vir hom was, om eintlik maar net die erfporsie te kon kry nie, ek skiet hom as om uit die heup uit, nee. Maar wie sy ouers besteel en sê, ek doen niks verkeerds nie, is niks anders as 'n rower nie, en ek dink as kinders moet ons altyd baie mooi daarna kyk, né? Lê nou nie seker op julle vlakke nie, maar ek het dit gedink is nogal 'n interessant een. Vers 25, 'n gierige mens veroorsaak rusie. Een wat op die Here vertrou is voorspoedig. 'n gierige mens veroorsaak rusie. Dit sluit maar baie nou aan by vers 22 waar hy gesê het, en ons het daarby stilgestaan, 'n inhalige mens wil gou ryk word, hy besef nie, dat daar vir hom gebrek wag nie, né? Nou hierso sê hy maar net 'n bietjie op 'n ander manier, 'n gierige mens veroorsaak rusie, een wat op die Here vertrou, is voorspoedig, né? Kyk, hoekom hy sê 'n gierige mens veroorsaak rusie, liewe vriende, is, kyk, as jy mos nou gierig is, wil jy alles hê, en in die proses van wat jy alles wil hê, is dit so dat jy mos nou op ander mense trap. So 'n gierige persoon, dit beteken hy's inhalig, hy's gierig, hy wil net of sy wil net hê, en dit beteken, liewe vriende, dit wat iemand anders miskien toekom, dit vat 'n gierige persoon. Dit vat 'n gierige persoon. Nee, sien dit baie by die ANC regering. Hulle vat net iets. Hulle is gierig. Hulle wil dit net hê, nee. So 'n gierige mens veroorsaak rusie. Dis hoekom maar in ons land wat dit aan betref so baie rusie is. Soos hierdie Basatile wat oor see vlieg en met sommer 2 miljoen rand in 'n paar dae uitgee op hotelle, die duurste hotelle waar hy gaan bly, né? So dis wat die nuus vir ons sê.
Dis 'n gierige mens. En so 'n gierige mens soos hy en nog so baie ander, liewe vriende, veroorsaak risie, want nou begin mense beklei en sê maar, wat gaan met hom aan? Hy is besig om belastinggeld te steel. Hoekom kyk hy nie in die tyd waarin ons leef wat hulle alles wil opsit en alles is duur? Hy gaan bly 'n paar dae met 2 miljoen rand, hy en sy vrou, 2 miljoen rand se hotelle daar aan die ander kant, 346.000 rand 'n nag. Nee? Dis 'n gierige mens. Dis 'n gierige mens. Hy veroorsaak risie. Dis presies wat gebeur die oomblik wanneer jy iemand wil kry wat net wil hê en wil hê en wil hê, soos die ANC regering op hierdie stadium inderdaad is. Hulle wil net hê en hulle wil die belastings opsit oor die ander goed. Hulle veroorsaak risie. Hulle veroorsaak polariteit binne in 'n land. Daarom moet ons altyd bewus wees daarvan wat ek en jy ook al dit wat die Here vir ons gee. Hy kom sê op 'n ander plek, wees dankbaar vir wat jy het. Prys die Here oor dit wat jy het. Wees tevrede met wat jy het. 'n Gierige mens is nie tevrede wat hy met het nie. Hy wil altyd meer hê. Want gierigheid gaan ons met begeerte gepaard. Daarom sê die wet alreeds in Eksodus 20, moenie begeer nie. Moenie jou buurman se vrou begeer nie. Moenie daai ou se koei of sy kalf begeer of sy Ferrari begeer of sy huis begeer of wat ook al nie, né? Want begeerte skakel om in gierigheid. Ek moet dit hê ten alle koste. Daai ou het dit, nee, ek wil nie hy moet dit hê nie, ek wil dit hê. En in daai proses trap ons op mense se koppe. Is ons besig om mense, liewe vriende, seer te maak. En daai gierigheid veroorsaak op die ouene twis tussen mense en 'n risie tussen mense. En daarom sê hy hierso, hy sê een wat op die Here vertrou is voorspoedig. So 'n gierige mens veroorsaak risie, maar iemand wat op die Here vertrou is voorspoedig. Hoekom, liewe vriende? Want wanneer jy op die Here vertrou, is werk jy met 'n ander stel waardes. 'n Gierige ou werk met wêreldse standaardes, met leuns. Hy werk met bedrog, hy werk met korrupsie, hy werk met al daai tipe goeders werk hy, né? Dit sluit eintlik maar ons sal weer volgende keer daarby kom. Maar kom ons volstaan daarby. Wie op die Here vertrou is voorspoedig. So wanneer jy dankbaar is vir wat jy het en vir die Here sê, Here, U weet wat ek het. Baie dankie vir wat ek het. En jy's dankbaar en jy leef daaruit, liewe vriend. Jy leef uit jou mensheid. Dan is jy voorspoedig. Dis wat die Spreukedigter vir ons kom sê. Een wat op die Here vertrou is voorspoedig. Mag ek en jy altyd op die Here vertrou. Vir wat natuurlik wat ons hard werk, maar op die Here vertrou dat jy moenie gierig wees nie. Moenie iets wil hê en later dat jy 'n ander waardesisteem waarmee jy begin werk nie. En jy dan eintlik dan nie meer God vertrou nie, maar jy eintlik maar net jouself vertrou, want jy doen net jy. En nou moet jy geweldig besop. Daarom sluit die volgende vers af en daarmee sluit ek af. Sluit die volgende vers albei aan wanneer hy sê wie op homself vertrou is 'n dwaas, né? So jou gierige ouens is maar daar. Wie hom deur wysheid laat lei, is veilig. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.